Baie dankie, baie welkom. Baie welkom aan almal wat altyd kom. Baie welkom aan die wat die eerste keer hier is. Een ou sê vir my, hy was laas hierso. So dink ek, maar kan jy onthou nie, hy sê dit so jaar terug, dis nie laas nie, is laas keer. Ja, dis laas keer. Oom Eugene, hy dra 'n kortmou hemp. Ek vra vir hom, hy sê, hy is so oud al, hy is te dom om kou te kry. Oom Eugene, ek verstaan dit glad nie, jy het seker maar net in die donker aangetrek. Ja, hierdie is 'n geweldige groot voorreg om julle hier te hê. Dit is kostelik. Ons het 'n maand geskiep. Nou, dis Callie se skuld, hy's dwaal in die bos rond, in die onbeskaming. En maar ons werk daaraan, ons gaan hierdie volgende een ook 'n bietjie skiep. Dit is waarskynlik ook Callie se skuld. Maar baie welkom. Dit is 'n groot voorreg hierdie die Here is regtig goed vir ons. Sy genade is geweldig groot oor ons. Ek het hierdie voorstel gemaak vir hierdie ding en toe ek het gedoen het, toe dog ek hierdie is 'n baie maklike onderwerp. Mense, daar's baie moeilikheid. Dus tyd is maklik. En dan groot besluite, ou kan sekerlik baie maklik iets hiermee maak, maar ek het gesukkel. Ek het 'n notas hierso en dis die derde draft. Die eerste een, tweede een ook nie. Maklike tema, baie konflik, chaos, onsekerhede, jy kan maklik daarmee werk. Is daar iewers langs iemand 'n oop stoel? Daar's baie probleme oor die wêreld. En hier by ons, dan is ons as Afrikaners 'n unieke situasie. Ons is 'n algroeiende minderheid. Ons is onderdruk, ons is onseker. Ons sê, hoe gaan ons hierdie ding doen? Hoe is daar 'n plan? Maar dis nie waaroor ek wil praat vanmôre. Dit wat die ouens met ons moet doen en dit wat ons gaan doen en hoe ons gaan reageer, dis miskien waaroor ek gaan praat, maar ons gaan daarby kom. Ons is bietjie met ons rug teen die muur, maar dit lyk nie as 'n mens so oor julle kyk of ons rug teen die muur is nie. Maar daar is van ons wat werklik met hulle rug teen die muur is, wat nie planne het nie. Daar's baie daaroor te sê, maar waaroor ek gaan praat is fokus op die tyd, of konteks op die tyd waarin ons leef, en want ons moet die konteks verstaan oor die geskiedenis. Ons konteks is nou 'n bietjie anders, daar's 'n spesifieke konteks, maar daar's iets wat nog altyd gebeur. Dit lyk net nou anders, maar dieselfde ding. Waar bevind ons in die tydvak van hierdie drama wat hier afspeel, die wêreld, hier waar ons leef, hierdie tyd wat ons leef. Petrus skryf in 1 Petrus 4, dis 2000 jaar terug, amper 2000 jaar terug wat hy dit skryf, hy sê, en die einde van alle dinge is naby. Dit skryf Petrus, 'n paar jaar na die opstanding van Jesus Christus, skryf Petrus, die einde van alle dinge is naby. Waar het dit begin? Want iets het gebeur, die grootste gebeurtenis in die geskiedenis vind plaas. Dis die skepping en toe gebeur iets groots. Christus, Jesus kom, die Seun van God kom in die vlees, hy sterf vir ons sondes, tot redding vir hulle wat glo, en die oordeel begin eintlik daar. Want nou word ons vrygespreek deur die evangelie, en ook veroordeel as ons dit verwerp. Dis redding vir sommige en totale verderf, verander. Dis die evangelie. En Paulus sê, dis die einde is naby. 2000 jaar later stoei ons nog steeds met hierdie ding. Ons is nog steeds hier.
Petrus sê vir ons, hy help ons met hierdie stryd wat ons nou het, dit is 2000 jaar later en niks gebeur nie. Hy sê, by die Here is 1000 jaar soos een dag. En hy sê ook, die Here vertraag nie die beloftes so sommige van julle dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie. Maar dat almal tot bekering moet kom. So dis waar ons is. Die einde is naby. Vir baie van ons, in die beste van tye, as 'n mens dit kan beste van tye noem, is daar nog so 'n klompie jare oor, wat ons werk en woel, maar dis breekdeel van 'n sekonde en dan is dit verby. Ek kry gister die boodskap, 'n parlementslid van die Mpumalanga parlement is dood in 'n motorongeluk. Besondere mens. En vir haar het dit aangebreek. Die einde is daar. Daar's nou een oomblik ry in jou kar en die volgende oomblik is alles verby en jy staan voor die regterstoel van God en dis of die kant toe of daai kant toe. Dit is Petrus sê ook dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, onverwags. Ons weet nie wat dit gaan gebeur nie. Die groot oomblik kom iewers, maar dan is daar hierdie onderbreking. My lewe is verby. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag en die hemele, waarin die hemele en die met gedruis sal verbygaan. Ekskuus, die lig is bietjie sleg hierso. En ek skryf lelik. En die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke daarop sal verbrand. Die teenwoordige wêreld, sê Petrus, word vir die vuur bewaar vir die dag van die oordeel en die verderf en die goddelose mense. Vriende, weet jy wat daar is? Dit is nou hoe dit is. Die wêreld word voorgehou vir die dag wanneer dit gaan verbrand tot as. Al hierdie goed wat ons bymekaar maak. Maar as jy dood gaan, kry jou kinders dit en hulle gaan dit vreeslik geniet. Maar ook dit gaan tot niet. Alles gaan tot niet. Dis die konteks. Ons bekommer ons vreeslik oor hierdie goed, maar dit is baie tydelik. En dis wat dit is. En die godlose gaan verbrand. Party gaan na die verderf toe. Ander gaan in heerlikheid. En die evangelie is die ding wat skei. Neem jy Jesus Christus aan of nie? Dis wat dit is. Waar is jy in hierdie ding? Ons weet nie. Hoe ver van nou af gaan dit gebeur? Ons weet nie. Dit kan vandag vir seker is van ons aanbreek. En dit is die konteks waarin ons lewe. So dit is waaroor dit gaan. Hier is 'n groot ding wat gaan kom. Dis die grootste ding. Alles wat nou plaasvind, moet in daardie konteks beskou word. Want wat 'n teleurstelling as ons op hierdie aarde alles wen en dan in ons siel skade ly. Wat 'n verskriklike teleurstelling. Wat 'n verskriklike teleurstelling as ons besef ons het alles in die stryd gewerp. Alles in die stryd gewerp. 10, 12, 16 ure 'n dag gewerk. Ons afgesloof en alles gaan tot niet. Dit word verbrand tot as. En ons verloor die ewige lewe. So dit is die konteks. Dit gaan nie oor wat is werksekerheid nie en onteiening sonder vergoeding. Gaan dit gebeur? Gaan hulle my plaas vat of gaan hulle nie? Gaan die NHI uiteindelik die lig sien? Wat gaan gebeur met die munisipale verkiesing? Gaan die ANC nog in charge bly? Wat gebeur met die oorlog tussen Iran en die VSA? Ek weet, niemand weet eintlik wat aangaan nie. En wat gaan word van die olieprys en wat word van ons belegging? Die goed vorder net nie. Dit is nie die vraag nie. Die groot vraag is, hoe staan jy met die Here? En ek praat van swaar tye, dan bring ek net konteks hoe ons na swaar tye moet kyk. Die swaar tye is eintlik die goeie tye. Want dit is, as ons so vasklou aan hierdie goeters wat vir ons belangrik is, dan gaan ons 'n groot ontnigtering kry as ons besef, maar ek wonder hoekom het dit gedoen en ek wonder hoeveel mense
die ervaring van 'n persoon wat op sterwe lê. Mense skryf nie daaroor nie, it's too deep. Dis net te diep. Praat hieroor. Nee, niemand kan daaroor praat nie, want die ouens wat daaroor kon praat, is nie meer hier nie. Hoeveel kyk terug na 'n lewe en sê, soos Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. Die goeie stryd gestry. Of sê ou, ek is $2 biljoen in die bank. To what end? So ek praat oor swaartye net in daai konteks, dat ons moet verstaan, swaartye is goeie tye. As jy kyk na die wêreld waarin ons gebeur, waarin ons leef, Callie sê vanmôre vir my, hulle kom daar uit Angola uit nou, en groot armoede, dis die eerste opmerking wat jy maak, die groot armoede, arme mense en vriendelike mense. Waar groei die Christendom in die wêreld? In Asië, in China, vinnigste groeiende Christelike kerk, ondergrondse kerk, in moslemlande, wat daar nie eens Bybels is nie, openbaar Christus homself aan mense, want daar is nie 'n ander manier nie. In Suid-Amerika met al die kartels, daar baie gelowiges, en in arm Afrika ook. Waar groei hy nie? Is in die Weste. Die Weste het die Here formeel uit die prentjie gestoot. En die Weste is besig om in duie te stort. Die Weste het die Weste is 'n groot moeilikheid. En hier in ons is maar eintlik in die Weste, maar 5 kilometer hiervan af is dit nie noodwendig die Weste nie. So wat het gebeur? Ek gaan iets lees uit Psalm 106. Jy sien, Salomo skryf dat daar is niks onder die son wat niet is nie. Nou, ek dink as jy nou vir Salomo so sê, dis 'n prediker, hy sê vir hom, sê Salomo, jy het nie idee nie, jy meen, julle het pas die wiel ontdek daar, en maar jy kan nie glo wat hier by ons gebeur nie. Karre en vuurpyle en vliegtuie en drones, en nou staan AI, dis so wonderlik, ons hoef nie eens meer te dink nie. Ek meen, dis regtig nou baie gerieflik. Ons kan so zombies loop, AI help ons. Ek dink ou Salomo gesê het, sy vir ons gesê, hey boys, julle is eintlik 'n groter moeilikheid as wat julle dink julle is. So, niks het verander nie. God is nog altyd presies dieselfde, en God se woord is nog altyd presies dieselfde. So, ek lees uit Psalm 106 oor wat met die volk gebeur het met Israel, maar hulle het gou sy werke vergeet, en toe nie meer op sy raadsbesluite gewag nie. Ons het ook God vergeet, die Weste, en ook nie meer op sy raadsbesluite gewag nie, en die Weste is besig om dit ernstig op te mors. Hulle het baie gou begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. Hulle is skaars uit Egipte uit verlos, toe begin hulle die maans maak. Hulle is skaars uit, hulle is baie kort weg, toe begin hulle 'n houding kry, cheeky. Dus is 'n werknemer wat eendag kom vir 'n onderhoud, en dan is hy baie duur, maar die volgende dag as hy vir jou werk, dan wil hy oor sy kontrak heronderhandel. En toe het hy vir hulle gegee wat hulle gevra het. In die westerse wêreld het gesê, ons wil sekere goed hê, hoë lewensstandaarde, werksekerheid, menseregte, vryheid. Ons kan sê wat ons wil, maar nou kan ons ook nou nie eens meer sê wat ons wil nie, vir sekere ouens nie. En ons het alles. Versekering op ons lewens, verkeersekering op ons goed. Ons het karre en huise en meervoud. Die van julle wat hier sit, wat net eenheid is eintlik arm. Sorry man, ek meen hier is ouens baie van die goede. Dit is so nie, hoeveel, my broer sê daar in Durban, hy hou vakansie, en hy sê,
hy sê vir 'n ou, staan daar in 'n swembad, en hy sê vir 'n ou, het jy agtergekom hierdie boere, maar dit is almal boere wat daar vakansie. Hy sê, het jy gehoor, hulle praat van hulle bakkies, hulle yskaste, hulle koelkamers, alles is in meervoud. Ja, as jy net een het, gaan dit nog nie goed met jou nie. Jy moet meer begeer. Dink aan 'n vorm van voorspoed en beskerming, en ons het dit eintlik. Maar toe hulle alles het, toe gee hy hulle in hulle siel 'n maarte. En die westerse wêreld is nou in 'n situasie waar hulle siel 'n maarte beleef. En in daai maarte, in plaas dat hulle na die Here te keer, want dit is waar die probleem is, dompel hulle self in gemors. Die weste werk na anargie toe. Na chaos. Hy wil dit hê. Hy wil sosialisme terug hê. Net 40 jaar terug het hulle daarvan afstand gedoen. Die nuwe geslag sê, ons soek sosialisme. Hulle verstaan nie wat voor hulle lê nou nie, om weer uit daai ding te kom nie. En hulle soek vir Islam. Verbasend. So, die Here sê, by Horeb verruil hulle die heerlikheid van die Here vir 'n goue kalf. Hulle verruil die verheerlikheid van die Here, 'n goue kalf, en hy sê, dis die afbeelding van 'n bees wat gras eet, en hulle aanbid hom. En dit is om materialisme te aanbid, dit 'n God te maak in jou lewe. Die Here sê, ek is verstom dat 'n mens so 'n ding kan doen. Hulle het God vergeet, hulle verlosser, vir wat hy gedoen het in Egipte. Hulle het gekla, hulle het die kosbare land versmaad. Die kosbare besitting wat die Here vir jou gee, vermors jy. En ek praat weer oor die Weste, as ek dink hoe dat Europa, die beskawing wat daaruit ontstaan het, 'n amazing plek, wat gegaan het na Amerika toe, hiernatoe gekom het, in Australië toe, dis die westerse beskawing, en die westerse beskawing versmaad sy erfenis. Hy kies anargie in stede. Dis 'n ondenkbare ding wat hier gebeur. En sonder die Here is daar nie 'n keur nie. Daar is geen politieke oplossing vir die Weste nie. Die antwoord is te groot, soos wie hierso, daar is nie 'n politieke oplossing. Die Here is die enigste uitkoms. Maar wat gebeur toe met hulle? Toe het die toorn van die Here agtergekom, ek praat van sy volk, daardie jare, en hy het hulle in die hand van heidene gegee. Dink net, hoe relevant is hierdie? Hulle haters het oor hulle geheers, en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hulle hand moes buig, geskies, my handskrif, sodat hulle onder hulle hand, hulle vyande moes buig. As ons sê, maar wat gebeur hier, dan sê ek, kom ons vra van ons, is dit nie wat hier ook gebeur nie? Dis wat die Here doen. Hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme, en so het hulle dan weggesink deur hulle voorneme. So die Here toegewerk, so werk hy deur die eeue, en so werk hy nog. As jy die sleg wat gebeur aan die Here wil toeskryf, dan sê ek, jy kan, hy laat dit toe. So, wil jy hom die skuld gee? Miskien kan jy. Ek sal nie aanraai dat om hom die skuld te gee nie. Ek dink jy moet ernstig kennis neem. Die goed wat met jou gebeur is die Here wat jy wil terugbring. Dis hoekom ek praat oor taai tye. Kom ons kry net konteks van taai tye, moeilike tye. Groot, globaal, wêreldwyd, hier by ons, die Afrikaner, en dan in jou lewe, daai ingrepe in jou lewe wat jy sê, sjoe, dit is moeilik nou, dis baie taai nou. Dis die Here wat aan die werk is.
Moeilike tye, onseker tye, rug teen die muurtye, tye wat daar ooglopend geen uitkoms is nie, in werklikheid nie uitkoms is nie. Nie ooglopend nie, ook as jy ondertoe gaan, dieper gaan, dan is daar nie 'n antwoord nie. Daar's nie 'n plan nie. Dis nie so eenvoudig as om 'n plan te hê nie. En dink aan ons eie situasie waar ons vandag bevind. En ons sê maar as daar nie 'n plan nie, en ek sê vir jou, daar is nie 'n plan nie. As jy sê maar Amerika gaan ons help, kom ek sê vir jou, hulle gaan nie. Hulle is in hierdie game vir hulle onthaalwe, nie vir ons nie. Dit is 'n feit. Omdat dit so die mens is. So ons moet hierdie ding hier uitwerk, of ons moet loop, maar waarheen? So ons is met ons rug teen die muur, dit is wat dit is. En wat is die uitkoms? So, wat gaan ons nou doen? Dit is tyd, en so wat gaan ons nou maak? Ons kan, daar's 'n paar goed wat ons doen. Ons kan soos 'n katspronge maak. In paniek. Katspronge beteken jy doen allerlei goeters. Dit lei tot niks, dit maak net jou moeilikheid groter. Dit lei tot absoluut niks. Dit is ondeurdag, dit is godlose planne, dit is paniekplanne. En Jakobus verwys na so 'n mens wat katspronge maak. As 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hy sê, hier is soos 'n man wat soos 'n golf van die see deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Hy gaan maar soos die gety op en af, en hy gaan die rigting wat die gety loop. Hy het nie 'n plan nie. So 'n mens, sê Jakobus, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Duidelik nie. Die uitkoms is sleg. So wat maak ons met daai tye? Spreuke sê, my seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weerstand wek nie. Kastyding. Jo, dit is 'n harde woord, kastyding. As jy ou kastei. Ek dink Paulus wat hulle 39 houe geslaan het, op 'n paar keer. Ek dink dit is 'n vorm van kastyding. Maar as 'n ding in jou hart, hier binnekant, swaar gaan, as dit benoud is in jou bors, dis ook kastyding. En hy sê, jy moet dit nie verag nie, jy moet dit nie gering ag nie. God is aan die werk. Hierdie is 'n amazing tyd wat gebeur. Dit moet nie jou weerstand wek nie, dit moet jou nie opstandig maak teen die Here nie. Want hy is aan die werk. Nie omdat hy teen jou is nie, juis omdat hy vir jou is. Dit is wat hy besig is om te doen. Hy is besig om aan jou ewige saligheid te werk. Hy is besig om jou teen jouself te red. Jy sê, Here, hierdie is niks lekker. Niks lekker. Hy sê, ja, maar is nog net die begin, ek gaan daai ding nog 'n bietjie stywer maak. Ek gaan dit net so voor die dood gaan ek jou help. Maar ek is besig om jou te red. Dis wanneer die Here jou oorgee aan dit wat jy wil hê. Kyk, as ons wil kry wat ons wil hê, is dit net voorspoed. Net lekker. Jou vrou is nooit vir jou kwaad nie. Jy doen ook niks verkeerd nie. Ek weet nou nie eens hoe kom daarna toe gegaan het nie, want dit is 'n absolute hopelose posisie, nee. Ek meen, daar's kere wat ek regtig dink, ek het nou net goed gedoen, dan haal sy iets in die verlede uit. En, maar, dit is maar wat dit is. Maar dis lig. Ken ons daai gevoel van Here in jou bors, wat jy voel, dit voel amper of ek nie asem kry nie. Dis een wat ons kan doen, verneder jou onder die kragtige hand van God. Sê, Here, U is aan die werk, en maak my werkbaar. Jakobus sê, dis Spreuke, Jakobus sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, in daai tyd, hierdie swaar tye, hierdie tye waarin ons lewe, hierdie tye waar daar nie 'n politieke oplossing is nie, en ons sou sê, waar is die leiers? Waar is die leiers? Wel, hy weet, die leiers weet minder as jy.
Verneder jou in hierdie tyd onder die kragtige hand van God, sodat hy jou kan verhoog op die regte tyd, op sy tyd. Nee, maar ek gaan myself verhoog, jy kan nie. Jy kan vir jou 'n nuwe kar gaan koop, en jy kan daai bakwerk van hom so bietjie lig, dan lyk dit, kyk as jy dan so ry in 'n voertuig, en jy kan so bietjie oor die ander karre se dakke kyk, en jy kyk so af na hierdie 1100 cc'tjie langs jou. Dan, dat help, jy kan dit doen. Dit help nie vir lank nie, want dit nou trek jy langs 'n ander ou. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, sê Spreuke, soos 'n vader in wie hy behaag het. Dink julle die Here doen dit? Natuurlik doen hy dit. Die swaar in jou lewe is, sê maar die Here het gedoen. Wel, ons sê nie het omstandighede gedoen. Ek het ou het in my kar vasgehardloop, ek het in 'n muur vasgery, ek het in 'n boom vasgery. Dis nie die Here, dis sommer ek verstaan. Maar God is soewerein, hy's daar. Hy werk. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. So God tugtig ons om ons by die plek te bring. Dis soos vir 'n kind, 'n pa wat vir sy seun sê, jy moet nou kop kry. Dis nou tyd, jy's nou 16, jy's nou tyd dat jy bietjie kop kry. Jy moet begin dink, man. Ja, die Here sê ook vir ons, ek werk met jou, dis tyd dat jy wysheid kry, God se wysheid. Want die verkryging daarvan, hierdie wysheid, is beter as silwer, en die verwerwing daarvan is beter as goud. Dit is beter, God se werk met ons wat lei tot wysheid is beter as silwer van die wêreld, ek voeg dit by, en al die goud van die wêreld. Dit kan nie daarmee vergelyk word nie. Al die goud van die aarde, al die skatte van die aarde, kan nie vergelyk word met die wysheid wat die Here vir ons gee nie. En as ons daai wysheid het, dan sien ons dit, dan laat hy jou diep insien, waar is ek, wie is hy, waarmee is hy besig. Ek sê dit nie om druk op julle te sit nie, ek sê dit om die druk af te haal. Die moeilikste tye is jou beste tye. Jy weet, as jou vriend vir jou sê, hy het 'n goeie beleggingsgeleentheid gekry, hy het R1 miljoen vir 'n ou gegee, en jy sal nie glo nie, Gerard, hy gee my elke maand R100.000 rente. Met ander woorde, sê vir hom, okay, jy sê vir my, jy sê hy gee vir jou 10% rente elke maand. Die 10% rente is eintlik baie meer, dis meer as 10% rente elke maand. Ek sê met ander woorde, jy sê dat jy vir hom R1 miljoen gegee, en in 'n jaar gaan jy van 1.2 miljoen vanaf terugkry. Dan kan ek sien die vriend dink so 2 keer. Sê wel, jy's besig om in 'n Ponzi skema te belê. Maar Gerard, jy's vanoggend besig met 'n motivational talk. Dis nou nie lekker om vir my te sê my R1 miljoen belegging en my R100.000 'n maand rente is 'n Ponzi skema nie. Ek sê dit hoef nie, dit is nie lekker nie, maar dis die waarheid. En om in jou hele lewe en hierdie lewe te belê is die soortgelyk as om 'n Ponzi skema te belê. Dit gaan tot niet gaan. Weet dit. En die swaar kry wat die Here bring oor ons as individue en as 'n volk is om vir ons te sê, kyk niet, gaan kyk niet. Daar is 'n groter iets wat afspeel, baie groter as wat hier plaasvind. Ek wil jou help. Ek gaan hierdie, en as jy my nie dien nie, gaan ek hierdie hele skema laat val. Israel is 400 jaar uitgeruk en in ballingskap gesit. 400 jaar. Jy sê die Here is, hy kan lank werk met lank. Hy kan. Maar dan is dit gebeur. Daarom sê Paulus, wat kan ons doen? Hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, as julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. The testing of your faith produce patience. Ek kom sê vir ons vanmôre in taai tye,
dis goeie tye, dit is die beste ding wat met ons kan gebeur. Die dag as jy sê, Here, hier is nie 'n plan nie. Ek kom na u toe vir wysheid. Dis die beste plek. As jy nog planne het, dis mooi, ons moet planne hê. As jy 'n buis bou, moet jy 'n plan hê. Dis goed, ons moet planne maak. Maar ons moet daar elke ding aan die Here onderwerp. Die dag as ons hom uitstoot, het ons baie groot moeilikheid. Ek sluit af met die woorde wat die Here sê, hy wat my vind, het die lewe gevind. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, hy wat my haat. En haat is nie haat nie, dit is verwaarloos. Het die dood lief. Ek dank julle vriende. Klink amper of ek julle uitgetrap het, dit is nie dit nie. Ek wil net vir julle sê, die tyd wat ons in leef, is 'n goeie tyd. Dis 'n baie kosbare tyd. Dis 'n diep tyd. Baie dankie. Kallie. Miskien net weer sê hoe dit hier werk, want daar kom die kos al, is Gerard praat vir 20 minute, wat hy inderdaad vanoggend nou nie reg gekry het nie. En ek doen dan bietjie minder, net sodat ons by die kos kan uitkom, né? Maar wanneer die kos kom, kan julle eet. Met ander woorde, moenie terughou nie, anders gaan dit koud word. Dis maar hoe dit werk. Ek wil terugverwys na iets wat ek hierdie week nogal intens beleef het. Ek is nie regtig 'n sokker aanhanger nie, maar in die Wêreldbeker kyk ou maar baie keer na van hierdie sport. En in hierdie week was die tweede halfeindstryd gewees, Engeland teen Argentinië. En ek luister na die kommentator in die tweede helfte, wanneer hy sê dat Engeland het vir 'n oomblik 'n brawe ding gedoen. In Engels nou, hy gebruik die woord brave. Toe hulle die doel aanteken, die een doel wat hulle aangeteken het. En hy beskryf die oomblik in die wedstryd as braaf. En iemand besluit, afrigter en of kaptein en of kombinasie, dat van daar af is die strategie, in splitsekondes, die strategie is om die doel te verdedig. Ek weet nie of jy dit kon aanvoel nie. En daai strategie om die verdedigers sterker te maak, sodat hulle naderhand, ek dink 6 sterk verdedigers op die veld het, net sodat Argentinië nie die doel kan aanteken nie. Maar dit beteken, ons speel eintlik nie meer sokker nie. Ons is nie hier om die game te wen nie. Ons is nie hier om 1 doel 2 te maak nie. En dis 'n besluit. En Argentinië doen presies die teenoorgestelde. Hulle speel nie net vir die eerste doel nie, hulle speel vir 'n tweede doel. En weet jy wat, hulle kon maar net sowel 'n derde en 'n vierde doel ook aangeteken het, want dis hoe hulle die game gespeel het in die laaste ruk. Dit is 'n besluit. En in hierdie oomblik van sokker kyk, waar ek nou nie eintlik 'n kenner van is nie, verstaan ek net vir 'n oomblik weer die belangrikheid van die besluite wat ek en jy neem, het sy in ons persoonlike lewe, het sy in verhoudings, het sy in makrokonteks, die besluite wat ons neem, die impak wat dit het, en dat wanneer die besluit geneem is, die groot besluit, dan het dit 'n ripple effek, dan het dit impak. En ek en jy is besluitnemers. Ons neem besluite, of ons neem dit nie. En daarmee probeer ek maar net sê dat, of jy dit nou wil hoor of nie, jy is uiteindelik die storieskrywer, ook van jou eie storie, jou eie lewe, die besluite wat ons neem. Ons skryf die storie van die tyd waarin ons leef. Ons skryf die storie van wat in hierdie land gebeur. Ons skryf die storie van wat in my huis gebeur. Ek skryf die storie wat in my persoonlike lewe gebeur. Ek vat verantwoordelik vir daai besluite. Is dit eenvoudig en maklik? Nee, dis die punt. Dis die tema. Dis vrek moeilik om hierdie besluite te neem. As dit maar so eenvoudig is dit nie. Maar die interessante is dat in die besluite wat ek neem, daarin lê ook my vryheid as mens. Daarin skryf ek my eie storie, daarin bou ek my karakter, daarin word ek. En wanneer ek dit verkeerd doen, en dis nie wat dit moes wees nie, dan word ek gewoon die slagoffer ook van die besluite wat ek neem. En nog steeds is ek midde in my eie storie, of nie. En dis wat hierdie tema, dink ek, so geweldig aktueel maak, vir my, in elk geval.
En ek stem saam met Gerard, daar's niks maklik aan hierdie tema nie. 'n Kantlyn opmerking. Jou brein sal alles doen om jou te verhinder om die groter besluit te neem, die verantwoordelike besluit te neem, die regte ding te doen, omdat hy jou gewoon beskerm. So ons natuurlike drang is nie noodwendig om te doen wat goed is en wat reg is en wat ons behoort te doen nie. En wat dan baie keer in ons lewens gebeur, net soos wat die ouens wat die besluit geneem het oor die Engelse sokker strategie, sal jy vir die res van jou lewe met daai besluit eintlik maar moet saamleef en in dit deurwerk, is dit nie? Want dit gaan by jou bly. Dit is hoe dit is. En ek en jy is midde in die spel van die lewe ook hiermee besig. Wat dit my aan laat dink, en Gerard het daarna verwys, dit is soos om in 'n seestroom meegesleer te word, die wêreld van besluitneming. En ergens is jy vasgedraai, jy's vasgevang in die emosie van onsekerheid, van bang, van ek is nie altyd oortuig dat ek nou die regte ding kan of moet doen nie, of gaan doen nie. En wanneer ons so meegesleer word, dan dink ek terug aan 'n metafoor wat ek al hier gebruik het, ek dink ek moes dit al gebruik het, toe ek jare terug in my lewe see-oorlewing gedoen het, was ek in 'n situasie in die Weskus van Afrika waar die rotse hier voor my was, en ek moes in die golwe wat op en af gaan in die duining, moes ek die rots uitklim wat voor my was met baie mossels op, en as ek daai rots slaan en die golf wat 'n brander word, slaan my teen die rots, dan in daai oomblik gaan hy my stukkend slaan, hy gaan my stukkend sny, en ek hang in daai golf, en ek gaan op en af in die duining, en ek besef, maar hier by my is 'n bamboes, 'n seebamboes wat ek aan kan vashou, en as ek aan hierdie bamboes vashou, gaan ek dit dalk maak, en die bamboes word my oplossing, die bamboes word my antwoord, die bamboes word my verlossing. Wat ek nie besef het nie, is elke keer as ek aan die bamboes vashou, wanneer die duining op en af gaan, is hy geanker onder op die bodem, en ek is besig om myself te versuip, want die duining gaan hoor as wat die bamboes is, en hy gaan onder die water, en ek is besig om myself te versuip. So in my sogenaamde redding van om aan 'n boes vas te hou, is ek eintlik ook besig om myself te versuip, en daar is die paradoks. Jy kan in dieselfde oomblik besig wees om jouself te versuip, en steeds dink jy doen die regte ding. En wat ek daai dag moes leer is, ergens moes ek besef, ek moet die bamboes los. Ek moet die bamboes laat gaan, en toe ontdek ek, deur braaf te wees, deur die regte besluit te neem. En niemand het dit vir my geleer nie, dit was maar net hoe dit was. Maar deur die regte besluit te neem, deur die bamboes te los, het ek my vryheid gekry. Skielik kon ek sien, skielik kon ek die see lees, skielik kon ek wag vir die oomblik. En ek besef, maar die see sal jou altyd 'n oomblik gee, en ek leer een van die hardste lesse van my lewe, dat baie keer moet ek laat gaan, op dit wat ek so hard aan vashou, en ek moet iets anders doen wat braaf is, brawer as om aan die bamboes vas te hou, sodat ek kan vrykom, sodat ek kan leef, sodat ek kan mens wees. Dit is net 'n metafoor, is net 'n beeld waar van my lewe, maar dit het 'n ongelooflike impak op my lewe gehad. Daar's goed wat ek en jy moet los, sodat ons kan vry wees, sodat ons die goeie goed kan doen. Maar dit is nie noodwendig waarvoor jy opgestel is nie, en dit is nie noodwendig waarvoor jy geprogrammeer is nie. Ons gaan eenvoudig maar baie keer vir middelmatigheid, is dit nie? Ons wil nie op risiko gaan nie. Ons is bang vir die groot besluite. Come on. Ek is bang. Ek is baie keer bang om die groot besluit te neem. En ek betaal die prys vir dit. Ek betaal die prys nou, en ek gaan die prys eendag ook betaal. Net 'n gedagte. So vir my is daar 'n paar pilare wanneer dit kom by groot besluite. Ek gaan net 3 goed vinnig noem. Ek dink daar's baie meer. Maar ek dink wanneer jy groot besluite moet neem en jy wil vrykom, vra dit vir brutale eerlikheid. Met ander woorde, kom in voeling, kom in kontak met die werklikheid. En wees gewoon net blaatant eerlik met jouself. Dit sal nie noodwendig beter word nie. Dit gaan nie noodwendig verander nie. En dit beteken jy het 'n rol daarin. Dit beteken jy kan nie wegstap van jou verantwoordelikheid om goed reg te maak wat stikkend is, goed reg te maak wat verkeerd is nie. En in baie opsigte, ook al moet my hierdie sinnetjie uitsny in die opname wat ons maak, maar in vele opsigte moet ons eintlik ons slapgattigheid los en begin doen wat reg is. Jy moet die goeie goed in hierdie lewe doen.
En dis die goeie goed wat ons doen, wat ons uiteindelik vry maak. En jy weet wat goed is. Jy weet wat reg is. Jy weet wat is beter in hierdie lewe. En ek dink dis wat ek bedoel met 'n brutale stuk eerlikheid en opregtheid in die spel van die lewe. Die feit is, as goed verkeerd is, jy het een kans. En dit gebeur vinnig. Die tweede ding wat ek wil sê, as 'n boublok amper, is belyn jou gedrag, jou optredes met dit wat jy reeds van oortuig is. Met ander woorde, die goed waarna jy glo, die goed waarvan jy oortuig is, jou waardes, die goed wat jou gevorm en gebou het, wat jy intuïtief weet, maar hierdie is die goed wat karakter bring. Jy moet aan dit moet jy vashou. En jy moet heeltyd jou denke laat vernuwe om meer en meer oortuig te raak van dit wat reg is en dit wat goed is. Soos Gerard tereg geïmpliseer het, Paulus beskryf dit meesterlik vir ons, as hy sê dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons denke te laat vernuwe, sodat ons kan weet wat is die bedoeling, sodat ons kan weet wat is die wil van God. Dis waar jy speel. Jy speel waar hy is. En jy word sy verteenwoordiger, jy word sy ambassadeur. En daai innerlike kompas, wat oor jare in jou gevorm is, moet jy koester. Die derde boublok wil ek sê, as jy groot besluite in jou lewe wil neem, moet jy verstaan dat dit opoffering vat. Daar's niks maklik daaraan nie. Dit beteken nie noodwendig kompromie nie. Dit beteken nie noodwendig, jy weet, 'n tussenin nie. Dit beteken jy moet baie meer beslis raak met dit wat jy van oortuig is en dit wat vir jou belangrik is. Jy moet beklei vir die goed wat saak maak, of nie. Of kies jy ook maar net om, jy weet, te hang en te hoop dat dit word eendag bietjie beter en iemand, die vuurtjies kom en maak goed vir jou beter. In die ekstreem, dat ek baie keer ervaar hoe dat mense ook gelowig wil hê God moet goed regmaak, God moet alles doen. Dis waarmee hy homself besig hou. Ek kan nie so dink oor God nie. God het vir jou en my in 'n posisie gesit waar ons sy verteenwoordigers is, waar ons hom verteenwoordig, waar ons heers oor hierdie plek, en jy kan nie wegkom van daai verantwoordelikheid nie. En moenie dat ander vir jou vertel, jy kan nie beter doen as wat dit is nie. Ons is besonders in alle opsigte, uniek gemaak binne die konteks van God se wil en God se bedoeling vir hierdie planeet. Dis wie ons is. En jy moet dit vat. Jy moet hardloop met dit. So, as ek nie daar speel nie, dan is daar die kans, die risiko dat jy gaan word 'n slagoffer van jou verlede tyd programmering. Jy gaan eendag terugkyk en sê ek moes, maar ek het nie. En dis nogal 'n scary gedagte, is dit nie? Jy moes. Maar hier's die punt, jy kan. Jy kan nog steeds. Dis net nie maklik nie, is dit? Dis moeilik. So, wat is faktore wat jy moet bestuur? Ek gaan vandag vir jou 3 goed noem, wat ek net in my kop gehad het. En die een is net dat enige uitdaging in moeilike tye het 'n element van vrees en onsekerheid in hom. En daai vrees en onsekerheid gaan nie net weggeraak nie. Jy moet teen dit beklei, jy moet teen dit druk. En daarom as Paulus Romeine 8 sê, daarom het hy wat die gees van God in hom het nie vrees in hom nie. Jy moet daai affirmasies, daai waarhede, moet jy vat en jy moet hulle jou eie maak. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's net een manier om vrees te oorkom en dit is om te leef vanuit die innerlike oortuiging dat ek dit nie het nie, omdat ek die krag van God ook in my het en ek kan nee sê en ja sê vir goed. Dis hoe jy dit doen. Daar's nie 'n ander manier nie. En daai faktor is baie sterk. Vrees verdwyn nie net nie. Dit is. En ek en jy moet daarmee deel. Die tweede faktor, dink ek, is die van druk. Die spanning tussen hier is my oortuiging en hier is wat ek bang is ek gaan verloor. Ek gaan my aansien verloor. Ek gaan my gewildheid verloor. Ek gaan iets prys gee. Ek wil nie die een wees wat my hand opgesteek het en gesê het, maar ek dink anders of ek verskil van jou nie. Ons wil altyd die maklike ding
of baie keer die maklike ding doen, is dit nie. So, vir my is dit belangrik dat 'n ou verstaan dat as jy die regte goed doen, dan maak jy jouself nie net vry nie, maar jy kies ook vir 'n bepaalde oortuiging. En die derde faktor, dink ek, is die van geduld. En al wat ek daarmee probeer sê is, wysheid, die wysheid waarna Gerard verwys het, kom in die erkenning ook om te weet, maar ek weet nie noodwendig alles nie. Ek kan nie net hardloop op ego nie, as jy wil, slegte kant van ego. Ek weet nie alles nie. En daarom het ek inset nodig, daarom het ek nodig dat ander mense ook in my lewe inpraat. Daarom het ek nodig om my hand op te steek en te sê, maar ek is ook onseker, of ek is ook bang. Wat dink jy moet ek doen? En dis een van die skerpste goed wat jy as mens kan doen, is om te verstaan, maar jy is nie bedoel om alleen te hardloop nie. En dat rondom jou is daar mense, soos hier vanoggend, wat ook sinvol in jou lewe kan inpraat en vir jou kan sê, maar ek dink hier is miskien iets vir jou om oor te dink. Ga rook hierdie ding bietjie in jou pyp en kyk wat kom aan die ander kant uit. Jy kan nie net op jou eie hardloop nie, jy was nie bedoel om dit te doen nie. So, as jy vir my sou vra, ek sluit af, Callie, is daar 'n voorbeeld in jou lewe van iets wat jy mee worstel, jou persoonlik nou? En ek het gewonder of ek dit moet sê of nie moet sê nie, maar ek gaan dit sê, want dit help my om ook my besluite te neem. Ek worstel regtig met die kerk in die algemeen, 'n vorm van kerkisme, wat opgaan in die Christelike geloof as jy wil, ek is 'n Christen, wat opgaan in Sondagvermaak en programme wat geskryf word sodat ons net kan oorleef, teenoor wat dit bedoel was om te wees en hoe dit was 2000 jaar gelede. Ek mis die andersheid en die radikaliteit van die eenvoud van gewoonheid Christen wees. En dan kom die vraag by my op, het ek 'n rol daar te speel? Het ek 'n verantwoordelikheid? Moet ek opstaan en sê, maar ek stem nie noodwendig saam met baie goed nie. Ek staan stil verbaas oor hoe dat die kerk as 'n instituut amper 'n karikatuur geword het in my verwysing van hoe dit wat dit moes gewees het. 38,000 verskillende denominasies, elkeen met sy eie agenda en elkeen met goed wat ek nie verstaan waarmee hou mense hulle self besig nie. Nou kan jy sê, maar Callie, dis jou probleem, dit niks met ons uit te baai nie. Dis nie die punt wat ek hier maak nie. Die punt wat ek maak is, ek worstel oor iets soos dit. En ek sal in die nag wakker word en sê, het ek 'n rol te speel? Het ek 'n verantwoordelikheid? Is daar iets wat ek moet doen? En dit word 'n groot besluit. Want binne in daai besluit is al daai faktore geïmpliseer wat ek nou gesê het. Want ek gaan bietjie van my gewildheid ook moet prys gee as ek daai lyn vat, is dit nie? Ek gaan ook moet opstaan en moet myself toewy aan iets wat nie noodwendig nou op my agenda is nie, waarvoor ek nie noodwendig tyd het nie. Ek gaan 'n opoffering moet maak. Wel ouens, dit is hoe die moeilike besluite werk. Dit werk nie op 'n ander manier nie. Maar wanneer jy dit doen en wanneer jy die besluit neem, dan in dit is daar 'n stuk vryheid. En dan sal jy eendag weet, dit was die regte ding om te doen. As ek sommer net so tong in die kies 'n laaste ding kan sê, die ander opsie is natuurlik, los al hierdie goed, al hierdie moeilike goed, los dit vir eendag, los dit vir die lewe hierna. En dan in die lewe hierna, dan staan ons rondom 'n braaivleisvuur. Julle weet daar gaan braaivleisvure wees in die lewe hierna, julle weet daar gaan Toyotas wees, julle weet daar gaan 'n klomp goeie goed wees, right? So in die lewe hierna, dan staan ons met 'n braaivleisvuur, dan sê ek vir jou, onthou jy daai dag, het ek vir jou gesê, ons moet iets doen, of daar's iets wat ek wil doen, of daar's iets wat vir my belangrik is, maar ek het dit nie gedoen nie. Of jy gaan vir my sê, Callie, maar jy het dit nie gedoen nie. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? En dan gaan ek vir jou sê, nou verstaan ek, vir die eerste keer in my lewe, daardie lewe is niks anders as die, ek wens ek het lewe. Ek moes dit gedoen het. As ek maar net, dis daardie lewe. En nou as ek dink persoonlik, ekskuus tog, daar gaan niks eendag so sleg wees, as om terug te kyk op jou lewe en dan te sê, weet jy wat, ek moes iets anders gedoen het, ek moes die besluit geneem het, ek moes hierdie ding reggemaak het, ek moes my hand sterker gespeel het, ek moes opgestaan het vir die goed wat saak maak, die goed wat belangrik is. Wat kan slegter wees in die lewe as dit?
die as ek maar net wêreld. Of ek wens ek was soos jy. Of ek wens ek het iets anders aangevang. Doen die goed. Die goed wat vir jou belangrik is, die moeilike goed. Doen dit. Wanneer jy dit doen, sal jy vrykom. Wanneer jy vrykom, sal jy weet. En wanneer jy weet, is jy in 'n goeie spasie. En daar's vir my iets van, jy weet, ander kant die besluit wat ek neem, ander kant die groot besluit, is die mens wie jy bedoel was om te wees, of nie. Dink 'n bietjie so daaroor. Ander kant die groot besluit in jou lewe, ander kant dit. Daar is die mens wie jy bedoel was om te wees, of nie. Ons word elke dag in die besluite wat ons neem, waar of onwaar. Is dit maklik? Ek sê nou vir jou dit is nie. Kan dit gedoen word? Verseker kan dit. Net in eie krag? Nee. Dis die punt wat Gerard maak. Wat Callie sê is, vat verantwoordelikheid. Ek hoop as vir iets in hierdie gesprek vanoggend. Baie dankie weer eens vir julle hier wees en geniet die ontbyt.